dankie Here vir 'n voorreg wat ons het om vanmôre weer in die huis te kan wees. Here, om die brood van die lewe te breek. Here, wees vanmôre spesiaal met elkeen wat hulle weg opgesien het om vanmôre in U teenwoordigheid te wees. Ook spesiaal vir myself. Here, dat nie vir my sal raak sien nie, maar dat die engele sal spreek en die Heilige Gees deur my in elkeen van ons harte en so ook ons verstand geopen sal wees vir die woord wat ons voorberei het. Seën ons nou, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens goeiemôre van my kant af. Ons is min, maar die skrif sê vir ons, daar waar 2 of 3 by mekaar is, daar sal die Here teenwoordig wees. My preek is opgeteken in die boek van Lukas 17. Lukas 17 vanaf vers 11 tot en met 19. Die opskrif daar is die genesing van die 10 melaatses. Dit lees as volg: en op sy reis, dis nou Jesus, na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatses hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: gaan vertoon julle aan die priester. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. Een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom: staan op en gaan, jou geloof het hom gered. Die ander vertaling sê, en hy sê vir hom: gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Amen. Mag hierdie geleesde gedeelte op elkeen van ons harte inklank sal vind. Om ons diens voorgesit, gaan ons saam sing uit lied 97. Hoeveel dit in my lewe tel,
van Jesus, Jesus voor die wondernaam, Jesus wat my nooit beskaam, Jesus kom ons geloof op saam, sy liefde naam verhewe. Ons gaan nou die diakens vra vir die offergawe, die tiende en die klein maatjie, en as iemand 'n dankoffer het, kan hulle dit in daai boksies sit. Baie dank Here, ons wil net dankie sê dat U teenwoordig is deur die Heilige Gees, waar ons ons tiendes en offergawes en dankoffers vir U gee, hulle elektronies deur die banke betaal, dat U dit sal neem en sal seën. Ons bid vir hierdie gemeente, hulle wat nie kan wees nie, hulle wat by kampvergadering is, mense op die paaie, waar mense wat siek is, wat is nie. Kerk groep sien die tannie wat geval het en al ernstig geseer is, vir die met daar wees die Heilige Gees, ons draal ook na broer Patrick op, by die dood van die lewe vir ons gaan weer, ons loof en prys en naam af vir Jesus se naam gaan. Om die dienst voort te sit, gaan ons uit die 112 sing. Ek het 'n vriend so eendag. Was
Amen. Geliefdes, weer eens baie welkom vanmôre. Ons weet dit is koud en dit is bietjie lekkerder om by die huis te wees en onder die kombers te lê. Ek het iets gelees wat hulle sê die Methodiste het destyds nooit heaters in hulle se kerk gehad nie. Want hulle het gesê want die woord van die Here maak hulle warm binne in die kerk. En dit is waaroor hulle gesê het. Geliefdes, hierdie preek wat ek voorberei het, moes ek al meer as 'n maand terug gepreek het, want het ek siek geword. Maar dit was nie die oorspronklike preek wat ek voorberei het nie. Ek het 'n ander preek voorberei. En terwyl ek besig was met die preek, gewoonlik as jy gaan lê, nadat jy sit en navorsing doen en teksverse opsoek, toe die Heilige Gees met my gepraat en ek het op hierdie teksvers van Lukas 17 my gedagtes het gegaan na iets oor dit. En onwillekeurig asof die Heilige Gees my praat, ek moet hierdie preek voorberei. So die ander preek sal ek op volgende geleentheid sal ek op preek hier vanmôre. Die skriftuur vir ons sê vir ons in hierdie boek van Lukas, van hierdie melaatse persone, hulle was 10 manspersone gewees, buite die stad met melaatsheid. En melaatsheid daai tyd was dit gewees, was 'n gevreesde siekte gewees, want jy kon nie naby mense gekom het, jy moet wegbly van mense af. As ons sien hierdie 10 melaatse persone, hulle was mense wat 'n familie gehad het, 'n man wat mans en vrouens gehad het en kinders. Daardie verlange nou ewe skielik moes hulle buite die stad gaan bly, wat hulle mag nie tussen mense gewees het nie. Maar daardie verlange wat daar was na hulle familielede, as jy van die huis af weg is vir 'n paar dae, ek kan nie meer so meer as 2 dae of 3 dae van die huis af weg was nie, dan is daardie verlange na die huis, ek wil graag weer huis toe gaan. Ek wil my vrou en my kinders gaan sien. My vorige werk wat ek gehad het, was ek, toe ek vir die treinkor groep gewerk, was ek baie van die huis af. Dit was die partykeer wat ek miskien net naweke by die huis was, in die week was ek oral op die pad gewees. En dan kom ek partykeer op 'n Vrydagmiddag by die huis en dan kry ek 'n boodskap. Daai tyd was daar nie selfone gewees nie. En ek kon daar 'n mail stuur of hulle die telex-masjiene, wie ken die telex-masjiene? Wat hulle telex-masjien gestuur het, en dan gekyk ek by die werk en dan sien ek maar ek moet die volgende dag, dis die Sabbat. Dus ek nog nie adventis, dan moet ek in die Kaap wees. Dan moet die Alida pak en skarrel met die kinders en dan moet ons in die pad val, want ek moet môre in die Kaap wees vir 'n vergadering. En dit is hoe gewees het, jy daardie vermisting, jou familie, dit is waaroor het gaan, die familie, daai eenheid. Ek het eintlik nie my kinders gesien groot word nie. Toe ek van my kom kry, is my kinders klaar groot, want ek was nooit daar gewees nie. En so moes hierdie persone gevoel, daardie verlange na hulle families. As jy gewoond is tussen mense, ek kan ook so, ek smag om tussen mense te wees. En nou skielik daardie eensaamheid van 'n uitgeworpene, wat nie naby mense mag kom nie. Een van my swaars wat met Alida se suster getroud was, hy was ook een van daai tipe mense gewees. Hulle was 'n groot gesin gewees, hy het ook 4 seuns gehad. En hulle voertuig kan dat hy altyd 2 of 2 ekstra mense in daardie voertuig gehad. Hy het altyd vir hom, hy wil altyd net tussen mense gewees het. En toe hy begin siek word, ons het een keer teruggegaan na Appington toe hulle getrek van Kimberley af te bly in Appington. Toe kom Kreis, toe sit hy alleen die aand daarvoor, hy toe net voor hy moes besef het, maar sy uurglas is besig om leeg te loop. Toe sit hy daar alleen in daardie koue huis, want toe is sy vrou al oorlede. En dit is waaroor het kom, hy was gewoond gewees, altyd omring tussen mense gewees. En toe hy nou sy uurglas besig om leeg te loop, toe sonder hy hom af, en toe sy altyd daardie alleenheid. Daai alleen persoon wat hy was, en dit was nie die persoon wat hy gewees het nie. En hierdie melaatse manne was ook daar gewees, hulle was nog uitgeworpen, hy buite die stad moes hulle gebly het. In die Bybel in Levitikus 14 word verwys, wat gedoen moet word, met iemand wat melaatsheid weet. Dit beskryf ook vir ons, hoe ons daardie persoon met melaatsheid moet hanteer.
Die persoon moet ook as ander mense naby hom kom moet hulle skree, ek is nie skoon nie, ek is onrein, unclean. Hulle moes buite die stad of dorp gaan bly. Die Bybel sê nie vir ons in wat het hulle gebly nie, hulle moes seker maar vir hulle self iets gepraktiseer het waar hulle in gebly het. En ek weet ook nie, die mense moes seker maar vir hulle kos gebring het wat hulle iewers op 'n afstand neergesit het, daar waar hulle moes dit gaan haal. Jesus, die groot geneesheer, was op pad na Jerusalem, sê die skrif ons. Jesus moes deur Samaria en Galilea gaan. Die skrif sê vir ons, toe Jesus naby die stad kom, het die 10 melaatse persone hom tegemoet gegaan. Hulle het hom tegemoet gegaan, hulle moes geweet het wie Jesus is. Daarom het hulle hom tegemoet gegaan. Hulle het egter op 'n afstand van Jesus op die grond neergeval, hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons genadig. Die kontras van hierdie verhaal, geliefdes, van die oproep is, wees ons genadig. Nie van maak ons gesond nie. Hulle sê, wees ons genadig. Nie maak ons gesond nie. Hulle was egter bewus van hulle toestand, dat hulle nie naby mense kon kom nie, want hulle het op 'n afstand van Jesus. Van Jesus af het hulle gestop. En hier sien ons ook 'n kontras wat hier gebeur. Jesus kom met hierdie woorde en sê vir hulle, gaan wys julle vir die priester. Nie word gesond nie, maar gaan wys julle vir die priester. En onmiddellik het hierdie persone omgedraai en die stad ingegaan. Hier in Matteus 14 vers 29 sien ons ook 'n ander opdrag, soortgelyk aan die melaatses. Jesus sê, kom. En dan hierdie gedeelte, Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Die vraag is, waarop het Petrus geloop toe hy nog op die water geloop het? Die antwoord is, op sy geloof. Op sy geloof toe hy nog op die water gebly het. Petrus het geloop op die opdrag van Jesus. Jesus het nie gesê, wat loop op die water, hy het net gesê, kom. Op die opdrag van Jesus het Petrus op die water geloop. Jesus die opdrag, solank het hy bo op die water gebly, as gevolg van sy geloof. Sy geloof kon hom nie egter verder op die water dra nie, want sy geloof was swak, want hy het begin twyfel toe die toets gekom het. En dit is waaroor het gaan. Daai twyfel het ingetree, en dit is hoekom baie keer ons so twyfel, as ons met die Here se dinge besig is. Die opdrag wat Jesus aan die melaatses gee, is net, gaan wys julle vir die priesters. Daar was geen sinse teenvraag of twyfel, wat op daardie oomblik op hulle opgekom het nie. Hulle kon gesê het, Jesus, maar ons kan nie tussen mense of naby mense kom nie. Want dit is wat gebeur het. Hulle was melaatse, hulle was uitgeworpene. Hulle was buite die stad. Hulle kon gesê het, Jesus, ons mag nie in die dorp ingaan nie. Ons mag nie in die stad ingaan nie. Maar dit is wanneer toe daar hier is waar die geloofsaak ingeslyp het. Hulle het Jesus se opdrag gehoorsaam. Hulle geloof het vir hulle gesê, die opdrag moet julle uitvoer. Terwyl hulle op pad was die stad in, ontdek hulle dat hulle genees is. Ons sien hierdie teksvers, ek wil weer daardie gedeelte lees wat hulle sê hier. In die boek van sê vir hulle, gaan vertoon julle priesters, en hulle het weggegaan en hulle het rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai. So op daardie stadium moes die ander seker ook maar genees gewees, of hulle was nog nie genees nie. Maar die skrif sê vir ons, een persoon is genees. Die opdrag wat Jesus gegee het, gaan wys julle vir die priesters. Nie word gesond nie. En hulle het geluister. Hulle het die opdrag van Jesus uitgevoer. Terwyl hulle op pad was die stad, ontdek hulle dat hulle genees is. Hulle moes toch sekerlik onder mekaar gepraat het, toe hulle ontdek het dat hulle genees is. Hier gebeur egter iets wonderliks met een persoon. Hy draai om en gaan terug na Jesus.
Die ander moes tog seker gevra het, waarheen gaan jy nou? Die teksvers sê vir ons, Jesus was op pad, die stad in. Daar moes tog seker ander persone ook daar gewees het. Die teksvers sê, Jesus was ook op pad, deur Samaria. Maar Jesus het daar op die plek wat hy vir hulle die opdrag gegee het Jesus gewag. Jesus het gewag daar, en hy het vir hulle gewag vir die persoon wat hy het geweet. Een persoon sal terugkom. Jesus het egter getalm buite die stad, daar waar hy die opdrag gekry het. Geliefdes, hoeveel keer het ons ook daardie opdrag gekry of beloftes gemaak? Toe ons gebore was, ons kinders ingeseën het by die Here, het is 'n belofte gemaak. Toe ons in die huwelik getree het, is 'n belofte gemaak. Toe ons deur die doopbad gegaan het, het is ook 'n belofte gemaak aan die Here. Die Here wag nog steeds vir ieder en elkeen van ons. Net soos hy vir hierdie belaatses gewag het op daardie plek wat hy hulle weggestuur het, het Jesus daar 'n oomblik gewag vir iemand om terug te kom. Jesus wag vir my en vir jou om terug te kom, om te kom sê dankie. Dankie Here vir wat jy my gedoen het. Die opdrag aan hulle wat hy gegee het. Jesus was bewus van hierdie persoon. Net so wag Jesus vir my en jou elke dag om terug te draai. Jesus wag elke dag vir ons om terug te draai na hom toe. Ons bid so maklik en sê, Here, asseblief, dat ons 'n lang lys van dinge wat ons vra van die Here. Maar watter dag sê ek, Here, wat kan ek vandag vir U doen? Wat kan ek vandag vir U doen? En dit is waar Jesus vir my wag. Jesus sit nog steeds op dieselfde plek daar waar ek hom moet ontmoet het. Hy wag nog steeds vir my. Ek moet omdraai net om te dankie te sê. Net om met Jesus 'n gesprek te voer. Jesus kon egter net die een wat omgedraai het, genees, want Jesus het tog geweet wie gaan omdraai. Jesus het nie onderskeid getref nie. Jesus het glad nie onderskeid getref nie, maar al 10 genees. Ons lees in Johannes 14 vers 13 en 14, en wat julle ook al in my naam vra, sal ek dit doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Vers 14 sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Dit is wat die Here sê. God maak nie onderskeid wie hy is, waar jy bly nie, wie jou familie is nie. As jy hulp nodig het, is God daar om ons elkeen te help. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel van 'n jong seentjie. Sy pa het altyd met hulle gepraat oor hierdie gedeelte. Wat jy ook al vra, sal vir jou gegee word. En dit was hier rondom Kersfeestyd gewees. En hy het vir sy pa as hy vra, hy het gesê, as ek vir Kersvader dit vra, sal hy vir my gee. Sy pa het vir hom daardie belofte gemaak en sê, wat jy ook al vra, Kersvader sal dit vir jou gee. En hierdie seentjie het gaan sit en hy het 'n brief geskryf. En hy het hom geadresseer aan Kersvader en hy het hom gepos. Daai tyd toe die poskantoor nog geopereer. Nie soos vandag waar daar nie meer 'n poskantoor is. En die posmeester het hierdie spesifieke brief gesien. Hierdie handskrif kon hy sien as 'n kind. En hy het opgemaak die brief en hy het gelees daar binnekant. Die jong seun, die jong mannetjie, hy vra net vir 'n R5 by Kersvader. En die aand toe moes die posmeester, hy was deel gewees van hierdie, wat hy, Rotarius. En hulle het 'n vergadering gehad en hy het hierdie brief saamgevat. En hy daar vir sy vriende, hulle het hierdie brief gelees. En hulle besluit om geld te kollekteer. En al wat hulle kon kry was R3 gewees. Hy het R3 in die koevert gesit. En die volgende dag toe gaan hy na die adres toe. En hy het dit daar gaan aflewer vir hierdie mannetjie, die jong seun. Toe sê hy vir hom, Kersvader het vir jou die koevert teruggestuur. En die jong seun het die brief, die ding opgemaak. En toe sien hy maar daar binne in die koevert is net R3. En hy het R5 gevra. En hy het besluit, hy gaan nou weer 'n brief skryf. En so 'n paar dae daarna, toe kry die posmeester weer, toe sien hy maar is dieselfde handskrif, dis dieselfde adres, alles. En die jong man, die jong seun, het binne in die brief geskryf,
Want sy geloof het vir hom gesê, hy het R5 gekry, maar hy was net R3 in die koevert. En hy skryf weer 'n brief, adresseer weer aan Kersvader, hy sê, Kersvader, as jy weer vir my iets stuur, moet dit asseblief nie saam met die posmeester stuur nie, want hy het R2 gesteel, en ek het R5. Hy glo, hy het R5 gekry, maar hy het net R3 by hom uitgekom. So hy glo die posmeester het die ander R2 vir homself gevat. Dit is geloof. Dit is hierdie mannetjie se geloof wat hy gehad het. Wat ook wonderlik is van hierdie persoon dat hy genees is dat hy 'n Samaritaan was. 'n persoon, Samaritane wat die Jode op neergesien het. Dit is mense, hulle was altyd daar verby was. Jesus het ook die verhaal vertel van die man wat gewond was. Almal die kerkmense het verbygeloop, maar die Samaritaan, die veragtelike persoon wat daar verbygegaan het die man gehelp. Hierdie persoon was 'n Samaritaan gewees. Jesus daarteen sien hom as een van sy kinders, nie as 'n Samaritaan of iemand wat nie Here ken nie. Jesus vra 'n vraag aan hierdie persoon, was daar nie 10 van julle nie? Waar is die 9 ander? Dan kom daar weer 'n opdrag aan Jesus, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Jesus gee weer 'n opdrag aan hierdie persoon. Nie gaan wys jou vir die priester meer nie. Staan op, gaan huis toe, want jou geloof het jou gered. Hier tree die geloofsaak nou in werking. Nie meer gaan wys jou vir die priester nie, maar gaan huis toe. Ek hou van die weergawe in die King James Version wat het praat met die, net voor daai gedeelte wat Jesus by die laaste avondmaal wat hy gesê het vir hulle, completely ARB sê, are you completely clean, gereinig. Ons sien ook in Johannes 13 vers 10, Jesus sê vir hom, dis nou vir Petrus, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie. Geliefdes, hier sê Jesus, nie almal nie. Van die, not everybody is clean. Melaatses is almal fisies genees, maar net een persoon is geestelik en fisies genees van sy siekte. Hoe lyk my handel en wandel, my daaglikse wandel met die Here? Draai ek ooit om na Jesus om Jesus te bedank? Die persoon wat fisies en geestelik genees was nie eers 'n lidmaat van 'n kerk gewees nie. Hy was nie 'n lidmaat van 'n kerk nie. Die mense neergesit, hulle het hom miskien net aanvaar, omdat hy ook melaats het wat hulle saam, maar hulle het miskien nie eens met hom gepraat nie, terwyl hulle daar buite die stad was nie. Want hulle het neergesien op hom. Hy was nie 'n lidmaat van 'n kerk nie, maar hy het 'n ommekeer in sy lewe gekom. Hy het Jesus as sy verlosser en saligmaker aangeneem. Ook in Handelinge 3 vers 6 sien ons daar gedeelte, maar Petrus sê vir hierdie man, silwer en goud ek nie, maar weet ek wat ek het, gee ek vir jou naam, in die naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop. Hierdie gedeelte in die Bybel sê vir ons, in Handelinge 3, daardie krepelman wat daar by die hek van die sinagoge gesit het, en die mense wat 3 keer 'n dag daar verby gegaan het, in die sinagoge om te gaan bid, almal het verby hierdie persoon geloop. Niemand het kans gesien om hom te vra, kom saam met ons, dat ons vir jou kan bid nie. Niemand het iets, hulle het net daardie penning vir hom gegee, net om ontslae te raak van daardie persoon. Net so maak ek en u ook, daardie persoon wat daar by die robot, by die stok of wat ook al staan, God se kinders, dis ons naaste. Dis my naaste wat daar staan. Ek gaan verby, dan kyk ek aan 'n pad. Ek kyk nie die persoon nie. Daardie krepelman is buite die kerk genees. Buite die kerk, by die hek is hy genees, want Petrus sê vir hom, in die naam van Jesus Christus, toe vat hy sy hand. Dit wat hy nie eintlik gesoek het, het hy gekry. Dis vir hom aangebied. Geliefdes, dit is wat ons moet doen. Die aanbidders het hom mooi in die tempel ingenooi,
om vir hom te bid nie. Hierdie Samaritaan was 'n buitestander. Sy geloof het hom egter deurgedra. Dis wat gebeur het, sy geloof. Hy het meer gekry as wat hy gevra het. Dit is wat hierdie persoon is. Waar plaas dit vir my en u? Ons kry daagliks, maar wat doen ek daarmee? Voer ook hier nog Jesus se opdrag uit, tot die letter toe. Die verhaal vertel van hierdie jongman wat op skool was, en toe hy die middag van skool af huis toe loop, toe sien hy die Vrydagmiddag, toe sien hy maar hier loop nog 'n jongman, maar hy het sy hele boeke onder sy blad by hom. Toe dink hy, hoe kan iemand op 'n Vrydag al sy boeke huis toe vat? En hy wonder, en terwyl hy nog so wonder, toe sien hy, toe kom daar 'n ander klomp kinders daar, en hulle hardloop die mannetjie tegemoet, en hulle stamp sy boeke onder sy arm uit laat lig, lê en sy stamp sy bril af, sy bril vat so 'n paar meter van hom in die gras, val sy bril. En die mannetjie wat daar vir so verwonder is, stap toe nader en vra toe vir die man, kan hy help? En hy sien daar toe hy na die ouetjie toe gaan, daar's 'n traan in sy oog. En hy kruip daar rond, hy soek sy bril, maar hy kan nie sien nie. En hy kry sy bril en hy help hom, en sit sy bril op. En hy help hom toe om sy boeke op te tel, en hy vat toe die helfte van sy boeke. En hy vra toe vir hom, nou waar bly hy? Waar kom hy vanaf? Waar is hy op skool? Toe sê hy, nee, hy is in 'n privaat skool. Maar hulle, die skool wat hy in is, wat hulle besluit het, maar hulle meng nie met ouens wat in die privaat skole is nie. Maar hy besluit om tog met die manne, terwyl hulle huis toe loop, sien nie, maar die ouetjie bly naby hom. Hulle het toe 'n gesprek gevoer, maar die ou het aan sport deelgeneem, en toe nooi hy hom uit, toe sê hy, hoorie, môre kan jy saam met my kom, ek speel rugby en alles, laat ek jou voorstel my vriende. En so het hulle vriende geword. Hulle het saam, en hy het begin hou van die mannetjie, want dit is 'n aangename man, sy vriende het ook vir hom gesê, maar hulle is 'n aangename man. En so dit 4 jaar het verloop, en toe kom die tydperk dat hulle moet 'n besluit neem, wat hulle moet college toe gaan of universiteit, want hulle gaan nou klaarmaak met skool. En die ouetjie het gesê, maar hy gaan nou medies, hy gaan na Duke toe, en die ander ouetjie gaan na 'n ander plek toe, want hy gaan business management studeer, en die ouetjie gaan 'n dokter word. Maar hy was ook die uitblinker in hulle klas gewees. En toe moet hulle die einde van die jaar, toe moes hy 'n speech maak vir hulle. En toe sien hy, maar almal, hy toe gewild geword onder sy maats, en was hierdie wonderlike seun gewees. En die dag toe, voor die ding, toe hulle nou gereed maak daar, toe slaan hy sy vriend op sy blad, en sy naam was Kyle. Hy slaan hom so, Kyle, big man, jy kan dit doen. Want hy sien nie wie agtig, want hy het begin bewe, want hy moet nou voor mense staan, en hy moet nou 'n toespraak lewer. En die mannetjie het opgegaan, en het gepraat, en het almal bedank, van die onderwysers, sy ouers, almal, en die skool wat hy was, het hy almal bedank, vir wat hulle vir hom al hierdie jare beteken het, en alles. En die laaste wat hy wil sê is, hy sê vir vriende, net sy vriende bedank, vir al 'n vriend bedank, vir wat vriende vir hom beteken het, vir al hierdie jare. En die ouetjie kyk toe net, en sy ouetjie se ma en pa sit toe daar, en hulle kyk die mannetjie, wat die vir Kyle, die vriende mee was al die jare. En toe begin hy die ouetjie sy verhaal vertel. Toe sê hy, jare gelede, was hy daar gewees terwyl hy op skool was, en daardie spesifieke Vrydag, toe hy al sy boeke daar opgepak het om huis toe te gaan, het hy depressie gehad, en hy was geboelie op skool en alles, het hy besluit om selfmoord te gaan pleeg. En toe daai incident gebeur, wat daai ouetjie, en hy die ouetjie, Kyle, hierdie vriend van hom ontmoet, en hy was daar gewees, en as gevolg van hierdie vriend van hom, dit is die persoon wat hy vandag is. En hy het gesê, hy het al sy boeke en sy lokker leeggemaak by die skool, sodat sy ouers nie nodig gehad het, om terug skool toe te gaan, om nog sy goed te gaan haal nie, want hy het dit al klaar by die huis gehad. Geliefdes, 'n vriend het 'n verskil in hierdie persoon se lewe gemaak. En hy sal nooit, die vriend het gesê, hulle gaan
duisende kilometers van mekaar af wees om te studeer, maar daardie vriendskapband sal nooit gebreek word nie. En dit is daardie vriend. Jesus is daardie vriend van ons. Ons kry daagliks te doen met probleme, en wie is daar vir ons? Jesus, ons verlosser en zaligmaker. Voer ek en u nog God se opdrag uit, wat opgeteken is in Mattheus 28 vers 19. Gaan en maak disippels. Dis waar 'n vriend daarvoor is. Vriende laat ons baie keer in die steek. Mooi wees vriende, wat sê ek is 'n vriend vir jou. Maar wie is werklik 'n vriend vir ons? Jesus. Ek kan vertrou op Jesus. Kom ons sing ons slotlied, lied 271. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Here onze God, ons Vader, ons sê vir U dankie Here, dat U as 'n vriend elke dag daar vir ons is. Here, daar altyd iemand waarna ons kan draai wat ons weet, U sal nooit vir ons in die steek laat, U sal ons nooit verlaat nie. Dit wat U ook vir die apostels en die priesters gesê het, gaan en doen my werk, want ek sal altyd met julle wees. Daardie versekering wat ons het, dat Jesus altyd aan ons sy is. Vergewe ons nou, Here, waar ons oortree deur woorde, gedagtes en dade so maklik, waar ons op pad huiswaarts is, dat U elkeen vir ons veilig sal bring, en ook die week wat voor lê, maand, jaar, dat U die pad saam met ons sal stap. Ons bid dit op Jesus naam. Amen.